Ek groet u hartlik. My hulp is van die Here, het Dawid geskryf in Psalm 121. Wanneer ek so skryf, dan skryf hy oor 'n bedevaartslied vers 1. Bedevaartslied is maar eintlik net 'n woord wat beteken dat dit 'n reis is na 'n besondere plek in 'n besondere geleentheid. Want hierdie geleentheid het verteenwoordig dat God daar was. En waar was hulle dan veiliger as by die tempel in die teenwoordigheid van die Here? Dit beeld vir ons in die dag ook iets uit. Ons is maar veilig, of laat ek eerder sê veilig by die Here, onder die beskerming van die Here, die Almagtige. Hy word dit verder beskryf, sê Dawid, een wat nie soos die mens moeg word nie. Hy het nie nodig om ooit te slaap of te sluimer nie, is die woord. Hy kyk na jou dag en nag, hy waak oor jou. En hy gee ons die hulp, hy gee ons dit wat nodig is, om met krag aan te gaan, voort te gaan en aan te hou, sonder om moedeloos te word, moedig te stry, vir my en vir jou. So skryf hy is die skaduwee, hy is so by my dat, hy is so sigbaar en teenwoordig, en daai belewenis dat ek hom ervaar, my voet nie wankel nie, ek nie kan struikel nie, daar geen gevaar by my kan kom nie, en dit wat ek nodig het, help God my mee, want hy is ons helper, en hy word genoem, sy vers 2, die skepper van hemel en aarde. Daar is niemand wat ons help, soos onze God nie. Niemand wat so by ons is, soos die Here die Almagtige. Daar is niemand wat ons help, soos hy alleen nie, skryf Dawid. En dan sê hy sal jou bewaar, jou in en jou uitgang, nie net van vandag af nie, maar tot in ewigheid. Mag hy dan jou bewaar, mag hy jou hulp wees in hierdie tyd. En mag jy ook soos Dawid jou oë opslaan en daai mooi belydenis skryf. Is nie net 'n bedevaartslied na 'n besondere plek, besondere teenwoordigheid van God nie. Maar mag dit ook 'n lied wees, my hulp is uiteindelik van die Here, wat die hemel, aarde en alles geskaap het. Die Here seën.